In die nuus vandag. Die familie van die ontslape meneer Barney Wapad in die Post10 gemeenskap in Postmasburg het hul ongelukkigheid uitgespreek teenoor 'n plaaslike besigheidsforum. Dit volg nadat lede van die forum die afgelope week 'n kransleggingsseremonie by meneer Wapad se graf gehou sonder die toestemming en seun van die ontslape se lewensmaat, sy ma en die res van die Wapad familie. Die familie vertel. My naam is Petrus Wapad. Ek is die oom van Barney Wapad. Wie se naam, sy oupa se naam is Barney Wapad, is my pa se naam. Ons is baie diep teleurgesteld met die verrigtinge wat nou die afgelope dae plaasgevind het van Alistair Davids en TBBC. En ons is diep in ons siel unhappy daaroor. Die feit dat ons nou deur die media moet praat, wys nog steeds die arrogansie en die disrespect wat hulle gehad het. Want as hulle regte mense gehad het, dan sou hulle ons gebenader het in hierdie hele aangeleentheid soos van die begin af. Nou ek wil net sê my boodskap is baie kort en simpel. Dat ek wil TBBC en almal wat daar was. Daar was een keer daar in die Bybel 'n koning wat hom verhewe het bo alles. Maar die wurms het hom opgeëet. Nou dis my boodskap aan hulle almal wat daar so was. En ek het nie baie meer om te sê. Die oorledene se ma deel ook haar ongelukkigheid teenoor die besigheidsforum. Ongelukkig, dis hoekom ek gister ook maar gegaan het en hy blomme loop uitgehaal het en uitgebrand het, want die mense loop doen goed te sonder om vir ons te sê. Want hulle kan maar ten minste moes maar net vir ons kom gesê of vir my kom gesê nee, hulle doen dit. Dat ons moet Debbie hulle geweet, ons moet ons nou regmaak, ons moet ook daar wees. Maar hulle doen dit, hulle stuur net op voice note en hulle soek die sleutel en die sleutel kom nog met die kind. Hulle bring nie die sleutel self in vir Debbie kom partytjie. Die niggie van die ontslape meneer Wapad het ook haar mening gedeel. Wapad, ek staan langs my oom en my auntie, ek is Barney Wapad se niggie. Ek wil ook net my misnoë uitspreek. Ek is uiters seer gemaak. Ek is teleurgestel. Dis nie hoe ek die prentjie gesien het van ons leiers af, die leiers wat veronderstel is om ons te lei veral in tye soos die. Kyk, die dood is nog baie vars vir ons. We are still struggling to come to terms with it, in terms of hoe kan so 'n gesonde man so skielik heen gaan. Ons het ons eie puzzles wat ons sukkel om in mekaar in te vleg. En dan kom iets soos die op ons doorstep. En wat my nog die seerste maak is dat 'n organisasie wat besig is met 'n intensie van goeie doel vir the greater Tsansabane omdraai en iets soos dit doen. En wat vir my alles kroon is, die konsep van die hele ding, die benaming van alles. Die benaming beteken mos fallen soldiers. Wat vir my sê, hoekom dan net by sy graf? Hoekom nie die familie inform nie? Ons ken almal respek en daar's protokol wat moet gevolg word. En om te motiveer hoekom ek so sê, hulle het lank voor die tyd geweet wanneer hierdie event gaan plaasvind. Ons dra nie grudges teen mense nie. Jy kon net gekom het en gekom vra. Dit is ons intensies. Kan julle die seremonie vir ons? Ons het legendariese mense wat by die begrafplaas lê, waar ons boeke kan oorskryf. Hoekom dan spesifiek by daardie graf? En om weer te top up, jy inform nie die familie nie. Daar is een van ons gesigte op die foto's. Dus ek wil hê die mense moet verstaan waar my pyn vanaf kom. Ek raak net emosioneel as ek daaraan dink. Die tweede ding is, ek noem dit 'n offerhande. Van na die tyd wat hulle van die begrafplaas af beweeg het, skougronde toe, was daar 'n feesmaal. Ons is van Postmasburg, ons weet hoe werk ons kultuur. Almal weet dit. Ek noem dit 'n ritual. Van daar was geëet. Waar het die vleis vanaf gekom? Wat beteken daar het bloed gevloei? Ons weet hoe belangrik is bloedvloei. So ek wil graag weet in dieselfde asem. Wat was geoffer? Wie was geoffer? En steeds die disrespect, dat julle nie kan terugkom na die familie, nie eens na my toe nie, na ons groot mense toe, om verskoning te kom vra nie. Ek dink soms, met 'n mens gaan reflect en om verskoning vra vir jou doen en laat. Die Tsansabane Black Business Chamber se president meneer Alistair Davids verduidelik hulle posisie nie net aan die Wapad familie nie, maar ook aan die breër gemeenskap van Post10. TBBC glo dat ons na mening toestemming verkry het, maar verstaan indien daar miskommunikasie hier rondom was. Ek was maandag saam met Elvis Witbooi. Ons was tot
by Bani se vrou. Elvis het ingegaan, het die sleutel by Bani se vrou gekry en ons het geen aanduiding by haar gekry dat daar probleme was rondom die besoek van die grafie. Ons wil die standspoor die Wappat familie om verskoning vra vir enige onbedoelde seer wat die grafbesoek van TBBC aan die graf van die oorlede Bani Wappat neergebring het. Ek onderneem in my hoedanigheid as president van TBBC om met Bani se ma en Molly en die breë Wappat familie te ontmoet met die oog om enige verskille en misverstand. So ons antwoord as volg op die vraag wat familielede op sosiale media vra. Het ons vir Bani blomme gegee terwyl hy gelewe het? Ja. Die direkte ondersteuning van TBBC wat hom sy eerste minkontrak besorg het, is 'n klassieke voorbeeld. En ek het nog gepraat oor waarvanaf ek in Bani gekom het. Het ons rituele op die graf gedoen. Almal wat daar was, weet dat TBBC Bishop Hendrik Jacobs uitgenooi het om 'n skriflesing te doen. Die krans is neergelê en daarna het ons almal vertrek. En ek vra weer die mense dat hulle nie met die Here moet speel nie. Die is Satan se werke, veral vir die mense wat nou praat van rituele wat daar gaan doen. Foto en besonder die burgemeester, voormalige burgemeester en die ander mense wat daar is, wat almal oor dieselfde kam geskeer word en nou van moord en rituele beskuldig is. Ons wil afsluit deur te sê dat Bani altyd 'n spesiale plek in ons harte sal hê, nie net as 'n vriend en 'n medewerker nie, maar as iemand wie se nalatenskap ons met waardigheid sal bly eer. Davids, 'n bekende sakeman in Postmasburg, het namens die besigheidsforum om vergifnis gevra aan die Wappat familie. In sy toespraak het hy openhartig gedeel hoe hy en die oorledene saam groot geword het, saam 'n akademiese reis aan die universiteit aangepak het, en hoe hy deur die jare die groei van meneer Bani Wappat as plaaslike sakeman met bewondering dopgehou het. Hy het vertel van die man wat diep omgegee het vir sy gemeenskap, maar bovenal vir sy gesin en wat alles in sy vermoë gedoen het om net die beste vir hulle te voorsien. Alhoewel die forum slegs goeie bedoelings gehad het met die kransleggingsgeleentheid, het David steeds onderneem om, in sy hoedanigheid as president van die forum, die geaffekteerde familie persoonlik te besoek om verhoudinge te herstel en om te verseker dat respek, vrede en begrip die pad vorentoe bepaal. Die seer van Wappat se skielike heengaan is steeds iets waarmee sy familie diep worstel. Vir sy kinders is dit nie net die verlies van 'n vader nie, maar die verlies van 'n mentor, 'n beskermengel en die een mens wat hul wêreld altyd veilig laat voel het. Vir sy lewensmaat is dit die verlies van 'n sielsgenoot, 'n lewensmaat wie se stem, teenwoordigheid en liefde skielik stil geword het. Dood laat 'n mens op maniere seer kry waarvoor daar geen woorde is nie. Dit maak kamers leeg, bring onverwagte stiltes en laat mense snags wakker lê met vrae waarvoor daar geen antwoorde is nie. Dit herinner ons hoe broos die lewe is, hoe kosbaar tyd saam is en hoe belangrik dit is om mekaar met sagtheid, respek en begrip te hanteer. Tragedie laat families, vriende en gemeenskappe weer na mekaar draai, nie omdat hulle moet nie, maar omdat hulle besef hoe nodig hulle mekaar het. Davids het gesê, sou die nalatenskap wees wat Bani self sou wou hê, dat sy heengaan die gemeenskap aanmoedig om saam te staan, saam te treur en uiteindelik saam te genees. Bani sal altyd onthou word as 'n merkwaardige sakeman, 'n toegewyde vader en 'n liefdevolle lewensmaat. Maar net so belangrik, sy lewe en sy dood herinner Postmasburg aan die waarde van eenheid, empatie en menswees. Hierdie spesiale nuusuitsending was moontlik gemaak deur ons getroue adverteerders.